familie, welkom terug. Ek is so opgewonde om die volgende voor te stel wat die gasspreker is en dit is my oupa Andries de Beer. Nou oupa, vandag het ons 'n vraag vir oupa. Hoe het oupa die Here begin volg? Hoe het oupa die Here ontmoet en het besluit, weet jy wat, ek wil lewe vir die Here? Ek is baie bly om hier saam met jou op jou podcast te wees. Dit was terug in 1988 het ek een aand gesit en een van hierdie woeste movies, aksiemovies gekyk, van ek weet nie of julle sal kan onthou wie hy is nie, maar dit was van Charles Bronson, movie genaamd Death Wish 3, waar die hele movie gegaan het basies oor wraak neem. En so daar was absoluut niks heiligs binne in hierdie movie wat my kon beïnvloed het met dit wat met my gaan gebeur. En na die movie klaar is, het ek gegaan en ek het net gevoel, ek wil nie, my vrou Hilda het al klaar gaan slaap, ouma het klaar gaan slaap, en ek het net gevoel, ek wil net TV afsit, en ek wil net stil sit daar in die donker. Ek het net daai rust, net daai gevoel gehad van rustigheid. En skielik het ek hierdie stem gehoor. Ek weet dit was nie 'n luidspreker wat met my gepraat het nie. Dit is daai stem wat hier binne met jou praat, maar so duidelik soos 'n luidspreker. Het hierdie stem vir my gesê, jy weet dat my bloed vir jou gevloei het, sodat jy gered kan word. Jo. Nou, dit was, ek het op daardie stadium nie kerk toe gegaan nie. Ek was jare terug uit die kerk uit, ek het God ontken, as gevolg van 'n vriendin wat swanger geraak het, en hulle het daar uit die kerk uit, wat is die regte woord, hulle het daar uit die kerk uit geskop, hulle het daar Verwyder. Nee, nie verwyder nie, hulle het dan net, omdat jy nou swanger raak buite die huwelik, En nou, ja, het hulle jou onder sensuur geplaas. Okay. So jy's basies uit die kerk uit geskop. En vir my was dit, weet al die jare wat ons groot word, want ek het in die kerk groot geword. My paal was Christene, ek het in 'n Christenhuis groot geword, en ek het op daardie stadium toe hulle dit doen, toe is my gedagte nie, maar wow. Hulle het nog al die jare vir my vertel die vergewing van God, hoe God gesterf het vir ons sondes, Jesus vir ons sondes gesterf, sodat ons gered kan word. En hier is hierdie vriendin van my wat swanger is, en die antwoord is om haar te verwerp. Ja, en ons is nie geroep na dit nie. Ja, en dit het my toe tot daai besluit gekom, en dit is hoekom ek vandag ook nie, ek vier nie hierdie Kersfees en daai goed nie. Want jy weet, ons was vertel van soos jy het groot geword. Ons het jou nie vertel van tandmuis nie. Ja. Ons het jou vertel, dis oupa en ouma wat geld in jou skien sit. Ons het jou nie vertel van Klasvakie nie. Ja. Ons het jou nie vertel van Kersvader nie. Want op daardie stadium was dit vir my gewees dat
Okay, so Jesus is ook maar net een van daai, Ja, jy weet, van daai wonderstories, ja. wat nie werklik is nie. Ja. En dit het met my toe tot die punt gebring, ek was 19 jaar oud gewees, wat my toe op die punt gebring het van, as daar 'n God is, wil ek in elk geval niks met hom te doen nie. Ja. Want as hy beloof dat hy vir jou gesterf het en vir jou sondes betaal het en alles, en jy kom in die moeilikheid, dan word jy verwerp. Dan, Ja. what's the point? Ek het al erger dinge gedoen as die meisie wat swanger geraak het. Ja. So, ek het God heeltemal verwerp. So, hierdie is nou 7 jaar later, ek's nou 26. So, vir hierdie volgende 7 jaar het ek niks met God te doen gehad. So, vir hierdie stem om met my te kom praat, was heeltemal, dit was van die Heilige Gees. Ek kan dit nie sien as enigiets anders nie, ja. Want dis nie asof ek buite invloed gehad het daarop. Ja. Dat Was wat my daarvan ja. sou oortuig het dat okay is, maar net ek dink aan daai kerkdiens waar ek was. Ja. Jy weet, of daai pastoor of daai dominee wat iets gesê het wat my, daar's niks nie. Op daai stadium was dit soos 'n asof daar was geen geestelike mense om jou wat in die Here geglo het of gevolg het nie. So daar is geen, ja. Daar's geen invloed. Daar's geen invloed nie. Dit kon net die Heilige Gees gewees wat dit vir my gesê het. Ja. So, en natuurlik, maar nou moet ek vir jou ook bysê, dit is nou in hindsight, na kennis, Ja. is dat ouma het al die jare nog vir my gebid. Die wat sy so in stilte kamer toe gaan, Ja. het sy gebid. Sy het nooit Jesus of God op my afgedwing nie. Sy het net in stilte aangehou bid. Wow. En skielik daar voor die TV in die donkerte begin ek te huil. Maar nie soos 'n huil. Ja. Soos 'n Ja. huil. Ja. Ouma kom uit die kamer uitgestorm. Wat's fout? Nou moet ek probeer verduidelik. En nommer 1, jy kry nie eens die regte woorde. Want jy het heeltemal nie kennis nie. Dis net hierdie gewaarwording wat skielik voor jou gekom het. En die skielike wete dat jy's onrein. Ja. Daar's niks wat jy kan doen wat jou waardig maak. Ja. En ja, as dit jou nie in trane laat uitbars nie, dan sal niks nie. Ja. Maar selfs dat nog, dit was in 1988. En ons het nou toe daai aand daar oorgekom en toe gaan die lewe weer verder aan. En eers in 1996 kom 'n oom wat saam met ons by die suikermeule gewerk het. Want op daardie stadium is ek toe begin werk by die suikermeule in Glera, in Stenger. En die oom sê vir my, hoorie man, ons op 'n Woensdag aand het ons 'n singsong. Wat 'n singsong? Nee, ons sing, ons speel gitaar en ons sing net lekker liedjies. Ons is net lekker, wat se liedjies? Nee, Christelike liedjies. En so my hart het nou sagter geraak
Ja. oor daardie jare. Nee, ek het nog steeds nie, ek het nog steeds nie Bybel gelees nie. Ek het net gedaai wete gehad. Ja. Dis al wat ek gehad het. So, ek het sagter geraak teenoor daai dinge. En toe hy nou sê, ons gaan nou net sing-song vandag, ag, oom Jan is in huis ou. Ja. Ek wil nou nie vir hom nee sê nie, so. Kom ons gaan doen dit, ja. Kom ons gaan doen dit. En ons het gaan sing-song, en dit was lekker geweest die aand, en ons is huis toe. Volgende week Woensdag, soos daar 'n klop aan ons deur, 7:00 die aand. Maak die deur op, hier staan al die mense voor die deur. En, hallo? Yes, ons is hierso. Maar hulle het dit toe nou nie sing-song genoem nie, hulle het dit genoem, Bybelstudiegroep. So, dis net oom Jan maar het sing-song genoem. Maar ja, toe hier is die sing-song groep. En hulle is, right, hier is ons vanaand by jou huis. En ek het nie geweet nie. Ja, maak nie saak nie, ons is hier. En hulle is almal daar in die sitkamer en daar. Daar het ons nou maar 'n Bybelstudiegroep daar. En toe dit klaar is, so sê hulle, okay, nou volgende week, is dit daar by Megan hulle, hoor. Okay. En weg is hulle. En die volgende week, toe dit naby tyd kom, lei die telefoon. Ons het daai tyd nog die telefoon gehad, wat jy by die muur moet gaan antwoord. Lei die telefoon, hoor jy, okay, so dit net om jou te remind, dit is vanaand 7:00 by Megan hulle, nee? Okay. Okay. Daar weet jy gaan. Ek wil hulle nou nie teleurstel nie, so. Toe gaan ek maar. Toe gaan ons maar. En so het toe gekom dat ons nou na die Bybelstudies toe kom, en ons word toe die een Sondag genooi na, hoorie, maar julle moet nou na ons kerk toe kom. Dit is in Manini. Dit is 35 kilo's weg. Jo. En ons ry toe die Sondag nou maar soontoe, trek daar in, maar nou kyk, ons kom uit 'n NG kerk uit, Ja. waar alles stil en statig gebeur. Ja. En hier kom ons in 'n kerk, nee, en die dromme word geslaan, en die gitaar word speel, en die mense dans, en hulle klap hande, en hulle sing uit volle bors uit. Daar's nie sagte, statige sing nie. Maar as Mandini nou 35 km weg van dit is, waar was julle toe op daai stadium, waar het julle toe op daai stadium gebly? In Stanger. In Stanger. In Stanger, ja. by die suikermeel. Okay. So, toe ons daar uitry, nee, maar dis die ander ding, hierdie kerkdiens is nie 1 uur lang. Hierdie kerkdiens, ons het 9 uur begin, en ons het 12 uur daar weggery. En toe ons so uitry, nee, toe sê ek vir ouma, hierdie plek is 'n bietjie te hard vir my. Ja. Ek glo nie hulle sal ons weer sien. So, ons is daar weg. Maar toe gaan ons nog steeds aan met die Bybelstudie, ja. met die sing-song. Kom ons doen met die sing-song. En so met die sing-song saam, en toe is dit weer, toe ons 'n braai by die huis, daar word 'n braai by die huis gereël. Nie ek nie, hulle reël die braai by my huis. En hier kom pastoor Lei, kom daarin, Marcel Lei. En hy kom ook so, en selfs soos wat ek vandag verkies, nie om pastoor genoem te word nie, ek verkies Dries de Beer. Ja. Kom hy by my en hy sê vir my, Marcel Lei, hy's Marcel Lei. En, okay, ons kuier daarso,
ek onthou hom toe van die Sondag, die preek wat hy gegee het, en ek vra toe, en dan sê ek my Jan, ja, hy is die pastoor in die kerk. Okay. So, hy toe later my geestelike vader geword. En in Julie 1997, so dit is nou omtrent 'n jaar later, nee, kom die Heilige Gees weer die aand, op 'n seldiens, kom die Heilige Gees weer, en raak ek en ouma aan. Ja. En daar verander my lewe geheel en al. En toe vir die volgende hoeveel jaar? Wel, in 2004, toe was ek geordineer in hy selfe kerk wat ek gesê het, sal my nie weet sê. Toe word ek geordineer as 'n pastoor. So, dis die pad wat die Here met my geloop het. Die Heilige Gees is nie, hy gryp jou nie aan die koller en sleep jou saam. Ja. Hy kom raak jou aan. Ja. Hy kom raak jou net saggies aan. En die besluit bly altyd joune. Selfs in 97 toe hy aan my kom raak het, nee, kon ek die volgende dag weggestap het. Ja. Maar ek het besluit dat hierdie Jesus wat ek nou leer ken, dis die een wat ek wil volg. Ja, dit is kragtig. En ja, dit is nou hoeveel jaar later? 2021, nou 22 jaar later. Ja. Nie nog steeds. Dis nog steeds daai selfe Jesus, daai selfe Heilige Gees. Die een wat was en wat is en wat kom. Ja. Ja, dit is regtig, dit is wonderlik om te kan hoor van oupa se testimonie, om te sien waar die Here jou vandaan gevat het en waar hy jou tot nou vandag toe gebring het en waar hy jou nog steeds gaan vat. En dit is my regtig kragtig. En dankie dat oupa se storie met ons gedeel het. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om daarna te luister. Maar vandag wil ek 'n bietjie gesels oor die kern van aanbidding en ons het eintlik 'n paar vrae vir oupa daaroor. En ons sien uit na die antwoorde wat oupa vir ons gaan gee. So my eerste vraag is, as dit nou kom oor die kern van aanbidding, is wat beteken dit om iemand te aanbid soos Jesus, jy weet, om aanbidding te doen in die gees en in die waarheid? Ons kan gaan na die skrif toe. Ja, definitief. Kom ons gaan na Johannes 4. Dis waar Jesus by die Samaritaanse vrou is daar by die put. O ja. Yes. En wat hy daar met haar staan en praat, en nadat hy met haar gepraat het, net so voor die disippels daar aankom, sê hy vir haar hier so in Johannes 4:23. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders van die Vader in die gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in die gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Nou, heel eerstens, kyk net, as jy net so in die skrif in kyk, nee, kyk wat is haar antwoord. Jesus sê vir haar, hy sê, God is gees, Ja. en die wat hom aanbid, moet in die gees, nee, met ander woorde, jou gees moet God aanbid. Ja.
en die waarheid. Nou, die waarheid, wie is die waarheid? Christus. Jesus is die Ja. waarheid. So, wanneer jy God aanbid jy hom deur Jesus Christus. Okay, ja. Want hy is die waarheid, hy is die woord, hy is die Romeine 6:26. Of is dit 28? Romeine 8:26. Ja. Is dit waar die tale nou inkom? Nee. As mens praat van tale, of is dit nou net van Nee, tale is deel van aanbidding. ja, So kom ook die Gees om ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wie is hy? Onthou, wie tree in vir ons? die Heilige Gees. Nee, Jesus sit aan die regterhand van God die Vader, Ja. waar hy vir ons intree. So, nee? Okay. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wow. So met ander woorde, in gebed, in lofprysing, in worship, Ja. tree Jesus self vir jou in voor God. Wow. So ons eintlik as kinders van die Here onderskat die krag van aanbidding. Oh, absoluut. Want as mens so daarna kyk, wow. Jy weet, Jesus wat op die kruis dood gegaan het en op die derde dag weer opgestaan het, tree vir ons in aanbidding. Ja. En soveel mense mis daai, want ek het nie dit geweet nie. En ek sê nou, daar's ander mense wat dit ook nie geweet het nie. Maar wow, ons onderskat eintlik die krag van aanbidding. Aanbidding is eintlik jou hele lewe. Aanbidding, of so wat ons noem praise and worship, Ja. is nie die halfuur wat ons liedjies sing voordat ons na 'n preek luister nie. Aanbidding is jou hele lewe. Die oomblik wat jy jou lewe vir die Here gee, verander jou lewe en jou hele lewe word 'n beeld van aanbidding vir God in alles wat jy doen. Daarom, alles wat jy doen, moet jy doen nie vir jouself nie. As jy kan onthou hoe gister toe ek jou gewys het, daar waar ek besig was met die houtwerk, Ja. wat ek besig was om my rak te skuur, om terug te kom na die regte houtkleur toe. Ja. Toe ek daar klaar is, toe kyk ons daar, toe is daar sulke strepe in. Ja. Nou, daai strepe, as jy daai werk doen wat jy doen daar, en jy doen dit tot aanbidding van God. Wat jy doen, houtwerk. Jy doen dit om God te aanbid. Dan doen jy dit na die beste van jou vermoë. Ja. So dis nie net Sondag gaan speel jy 'n liedjie en jy kom en jy lig hande op en jy buig voor. Dit is deel daarvan. Ja, dit is deel. Dis deel daarvan. Maar dit is die deel nie wat jy God aanbid nie. Dit is die deel wat God jou batterye vir jou charge. Ja. Wanneer jy daar voor God kom, dit is hoekom wanneer jy sing, jy lig jou hande op in ontvangs.
Dit is ontvang. Ja. Jy ontvang die krag van die Heilige Gees. Jy ontvang God se krag en jy word gesupercharge vir die week wat voor lê. Ja. Dis hoekom ons is geroep om kerk toe te gaan. Want ons kan nie by onsself geleer word nie, kan ek sê. Met die Heilige Gees, definitief, want die Heilige Gees is daar sodat ons die woord kan verstaan. Want sonder die Heilige Gees sal ons nie die woord kan verstaan nie. Maar daarom is die belangrikheid van kerk toe gaan. Dis hoekom Skrif sê, do not deny the gathering of the congregation of worshippers. Ja, So kerk toe gaan is ook 'n baie groot belangrike rol. Want die ding is, baie mense dink, okay, ek hoef nie meer kerk te gaan nie, want die kerk is binne my. Ja, maar as jy lief is vir Jesus, gaan jy natuurlik jy gaan dinge lief hê wat Jesus lief is vir. En Jesus is lief vir die kerk. Jesus is lief vir die kerk. En ja, vir die wat sê, okay nee maar, ek kyk preke op YouTube, daar is baie goeie predikers op YouTube, so ek gaan nie kerk toe nie, ek kyk YouTube. Wanneer laas het jy dan 'n persoonlike kontak gehad met 'n mens wat vir jou sê, geraak deur die Heilige Gees, hoor jy, is jy okay, jy lyk nie goed nie, dit lyk of iets jou pla. Niemand oor YouTube gaan jou kontak en vir jou sê, hoor jy, is jy okay? Jy lyk nie okay nie. Dit lyk of iets jou pla. Dit is daai kontak wat jy maak met die kerk. En waar mense vir jou begin omgee. Waar mense lief raak vir jou. En ja, daar is mense wat, as jy dink jy gaan na 'n kerk toe gaan, en daar's iemand wat jou nie, niemand gaan jy nooit seermaak nie. Die pastoor gaan nooit iets sê wat so diep binne in jou kloof, wat jy voel jy wil weghardloop nie, wat jou seermaak nie. Natuurlik gaan dit gebeur. Ja. Net soos wanneer jy besig is om 'n spyker in te slaan. En jy vat 'n hamer en jy slaan die spyker, maar jy slaan die spyker mis en jy slaan jou duim. Jy kan nie daarso sê, okay, ek is die kop, so ek voel nie die pyn van die duim nie. Nee, die hele liggaam voel die pyn. So, wanneer jou duim raak geslaan word in die kerk, moet nie weghardloop nie. Daar's 'n rede, daar's 'n ding wat jy moet leer. Ja. Die liggaam kry seer. Maar ons doen dit altyd in aanbidding tot God. Jy gaan kerk toe sodat jy deel kan wees van die liggaam. Dit is deel van jou aanbidding. Dit is deel van jou opleiding. En dit is deel van jou standvastigheid raak. Onthou wat Galasiërs sê. Die wat losbandig is, gaan nie die poorte van die hemel sien. Losbandig beteken jy wil jouself nie verbind aan iets nie. En ja, maar ek is gelukkig getroud. Yes, jy is gelukkig getroud. Maar jy wil nie deel van die liggaam van Jesus wees nie. Die liggaam van Jesus is mense en party plekke kry die liggaam seer. So jy deel daarmee. Kyk wat sê Paulus, hoe deel jy daarmee? Paulus verduidelik vir ons hoe ons daarmee deel. Jy gaan na die persoon toe en as die persoon nie wil luister nie, dan bring jy 'n ouderling saam. En as die ouderling en jy nie en hy wil nog steeds nie praat nie, dan gaan kry hulle die ouderlinge.
Jy begin nie skinder onder die gemeente nie. Jy gaan na die persoon toe, en ek moet sê, dit het redelik onlangs gebeur in my gemeente, wat dit gedoen was soos wat Paulus sê, en die saak is dadelik opgelos, met liefde, en dit het die mense nader gebring aan mekaar, as wat hulle voorheen was. Wanneer dit reg gedoen word, werk die Heilige Gees saam met jou, en dit bring jou nader aan mekaar. Ja. Dit is hoekom ons gemeente, 'n gemeente van liefde is. Ja. En by the way, Dio Gloria is die gemeente se naam. Dit is om deel te wees van daai gemeente, die liefde wat mense daar ervaar in daai gemeente is regtig, dis sulke geskenk van die Here. Want ja, jou gemeente moenie net soos vriende wees en al daai dinge nie. Dit is 'n familie. Dit is 'n familie in Jesus Christus en selfs in bloed. Want Jesus het die bloed vir ons gestort. En ek stem 100% saam met oupa. 'n Kerk te gaan is regtig baie belangrik. Maar ek het nou 'n volgende vraag van aanbidding. En my volgende vraag is, hoe hou ons aanbidding gefokus op God en nie op ons nie? Heel eerste is die Here vir ons gegaan en vir ons hierdie liefdesbrief geskryf. Yes, en dis 'n liefdesbrief wat oneindig is, dis soos permanent. So girls daar buite, nê, of enige vrou of enige meisie wat graag liefdesbriefies van hulle ander helfte wil ontvang of vir in die toekoms, moenie worry nie. Hier is een reg voor jou en hierdie een is sommer permanent, is sommer 'n hele boek vol. As jy jou aanbidding fokus op dit wat die woord sê, dan bly jy in die gees. Want jy is die gees en die waarheid. Ja. Die Bybel, van Genesis 1 tot in Openbaring 21, Ja. is alles gaan oor Jesus, die waarheid. Ja. So wanneer jy aanbidding doen en jy gaan uit die woord uit, is wanneer jy 'n bietjie afdwaal. Onthou, aanbidding, alhoewel ons aanbid, wanneer jy sing in die kerk, daai is so lekker gevoel, nee. Ja. Wanneer die Heilige Gees aan jou raak, en jy voel daai aanraking, en die trane begin rol, is 'n baie lekker gevoel. Ja. Of daai, nie noodwendig die trane nie, partykeer is dit 'n gevoel van, jy's net die gelukkigste mens op aarde. Dit is 'n gevoel. Aanbidding is nie gevoel. Oh. Aanbidding, saam moet dit kom, maar net hoe jy voel. Ja. God het ons gemaak met gevoelens. Ons is in sy beeld geskape. So wanneer die regte ding gebeur, dan is die gevoel goed. Ja. Maar wanneer jy gaan begin aanbid om die gevoel te kry, dink 'n bietjie daaraan, wie aanbid jy nou? Ek gaan aanbid om die gevoel te kry. Jy fokus dan op jouself, jy aanbid jouself dan. Jy aanbid jouself. En dan begin ons liedjies te sing soos en ek sien dit in kerke waar mense die CD's wat hulle nie meer live speel nie, wat hulle CD's speel, en hulle sal 'n liedjie speel soos 'n pragtige lied, Ek vlieg hoog. Ja. Jy weet, maar luister wat sê die woorde. Ek vlieg hoog. Ja. Soos 'n arend sweef ek. Ja. Yes, die liedjie self is 'n aanbidding tot God. Ja. Om te sê wat God vir jou doen. Ja. Maar dit is nie 'n lied om God mee te aanbid nie. Ja. Want jy begin. Ek. So jy is die belangrike een. Ja.
dis dadelik gefokus op jouself as wat dit eintlik veronderstel is om gefokus te wees op die Here, ja. Yes, en is so maklik om daai fout te maak. En baie mense gaan vir jou sê, ag man, weet jy, jou bedoeling is reg. Jesus weet wat die bedoeling is, ja. Nee. En baie keer wat jy, dit is 'n waarskuwing. Soos daai, ek is jammer vir, ek dink is Annelie van Rooyen wat die song gesing het, wat 'n pragtige lied is. Ja. Ek is mal oor daai song. Maar dit is, ek vlieg hoog. Ja. Hoog soos 'n arend. Yes, jy doen, omdat Jesus God jou aangeraak het. Ja. Kan jy oor jou probleme sorg. Maar die werklikheid is, jy sorg nie oor al jou probleme nie. Ja. Jy gaan deur jou probleme. Want Jesus Christus is altyd by jou. Jy druk deur. Jy gaan nie oor nie. As jy oorgaan, leer jy niks. Ja. So, aanbidding in God is die swaar kry. Is wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy gaan deur met die wete dat Jesus Christus is by my. Ek sal hier deurkom. Dit is aanbidding. Dit is waar God jou deurdra. Ja. En dit is wat ek ook kan bylas met dit, is dat dis hoekom ons eintlik leerbaar moet bly. Want Spreuke praat daarvan dat ons moet leerbaar bly. Want jy weet, as ek nou byvoorbeeld myself hier kan nou uitgetuienis, as ek nou nie leerbaar was nie, sou ek nie hier voor Oupa kon sit en kom vra nie. So is belangrik om in Jesus leerbaar te bly. Want soms is ons dink ons is so Christelik opgevoed dat ons alles weet, omdat ons skrif het. En dit is waar, die hele skrif soos Oupa gesê het, is van waarheid tot Genesis 1 tot Openbaring 21, regdeur is waarheid. Maar, soos byvoorbeeld kerkgewys, baie mense stem nie saam met dit nie, en is geneig daaraan om skrif te gebruik, net in sekere gedeeltes waar dit hulle pas. En dit is as mens kyk in die wêreld vandag, mense laat skrif gemaklik voel vir hulle. En wat is Oupa se opinie daarop? Die skrif moet altyd in konteks gelees word. Ja. Ons apartheid, en dit is nog steeds 'n gevoelige gevoel vir hele paar mense. En dit is die skrif in, dit is Deuteronomium, wat sê dat moenie met 'n ander nasie meng. Oh ja. Nee, wat bedoel was vir die Jode, as jy die hele konteks van die skrif lees, was bedoel vir die Jode gewees, om die bloedlyn van Jesus skoon te hou. Ja. Want in daardie jare was daar mense wat vermeng geraak het, wat die bloed van die Nephilim ingehaat het. En Jesus se bloedlyn moet skoon bly as mens. Ja. Die Nephilim is 'n lang ding op sy eie. Ja. Maar dit is wat Jesus toe aan Israel gesê het, moet nie uitgaan en met ander nasies vermeng raak nie. Ja. Dit het niks met kleur te doen gehad. Ja. Hulle self was op daardie stadium nie blank nie, hulle was redelik donker vel. Hulle was hulle kom uit die omgewing van Irak. Ja. So 'n soort blasvel. Blasvel. Ja. Ja, dit is so blasvel gewees het. En
definitief nie Europees bid. Ja. So, en na Jesus is, jy sien in die geskiedenis van Israel, na dit toe Jerusalem verwoes is, toe is Israel uit onder die nasies in, en daar het hulle vermeng geraak met ander lande, en vandag kry jy kry 'n Israeliet wat hy uit 'n swart vel, dan kry jy 'n bruin vel, 'n ligte vel, tot en met 'n blanke vel. So hulle het heeltemal vermeng geraak. Ja. Dit ons vandag Israel. Ja. So moenie om terug te kom, want dit is nou, ek gaan nou heeltemal van die topic af. Moenie 'n lyntjie, 'n versie uit die Bybel uitgryp en dit jou reël maak. Ja. Ja, ek sit hier so met but I can do all things. Nee? En I can do all things, so ek kan van 'n gebou afspring en begin vlieg. En vlieg. I can do all things. Lees dit in konteks. Ja. Paulus het in 'n vuil tronk gesit. Hy was toegesluit, hy was geslaan, hy was gemartel, hulle het alles met hom probeer doen, net laat hy moet stil bly. Ja. En nog steeds het hy gegaan en hy het geskrywe, maar nog steeds, ek kan alle dinge doen. Met ander woorde, ek kan die Here nog steeds loof en prys. Deur God, Jesus Christus, wat my krag gee. Wow. Yes, jy kan glo dat jy kan alle dinge doen. Jy kan leer, jy kan dinge doen. Maar die skrif was bedoel gewees om, maak nie saak hoe swaar jy kry. Jy kan die Here nog steeds loof en prys en aanbid. In watter omstandighede jy ook al is. Ja. Wow, dit is kragtig. So is baie belangrik om in konteks te lees in skrif. Ja. Joh, dankie daarvoor, Oupa. Ek het 'n volgende vraag oor kern van aanbidding. Maar Oupa het dit nou toevallig vroeër ook al geantwoord. En dit is aanbidding net musiek of is dit alles wat ons doen? En ons weet nou wat daai antwoord is. Dit is nie net musiek nie, dit is alles wat ons doen. So, en dit is hoekom ons dit tot die beste van ons vermoë moet doen. Alles wat ons doen, soos akademie, as jy nog in skool is. Musiek, klank, selfs dit. En selfs houtwerk. En dan gaan 'n bietjie afsit. Maar dankie dat Oupa sommer vroeër al geantwoord het daaroor. So kom ons beweeg maar aan na die volgende vraag toe. Hoekom is publiek aanbidding belangrik as private aanbidding moontlik is? Ons word gesê in die skrif om 'n lig te wees vir die wêreld. Ons aanbidding, omdat aanbidding nie net 'n privaat ding is wat jy kan jou stilte tyd gaan jy in aanbidding voor God ook. Ja. Dit het jy ook. Daar is daai private tyd. Maar as jy net dit doen, nee, wie gaan die verandering sien? Ja. Wie gaan jy lei om reg te lewe as jy slegs aanbid in die stilte? Ja. As jy nie daar buite in aanbidding voor Jesus leef in alles wat jy doen nie. Nou weer terug na daai vraag wat jy gevra het. Maar dit is jy aanbid in jou werk. En ek praat nie van by die werk terwyl jy besig is om 'n engine te moet regmaak, sê jy nee, sorry, ek moet bid nie. Ja. Nee. Jy doen jou werk na die beste van jou vermoë, want jy doen dit tot aanbidding van God. Ja. Nie omdat jy 'n salaris kry daaruit nie. Ja.
Die salaris is in elk geval ook van God af. Dit is nie, Ja. die baas word maar net gebruik om dit vir jou te gee. Ja. Maar die versorging is God voorsien. Ja. So, alles wat jy doen jy tot eer van God. En daarom moet jy, wanneer jy in die publiek is, moet jy dit uitstraal. Ja. Wanneer mense vloekend te kere gaan, moet nie deel raak van die vloekend te kere gaan. Ja. Wat ek nou sê, moet nie daar hoogmoedig raak en oordelend raak daarvoor hulle nie. Want baie mense sal, hoor die mense asseblief julle taal. Heel eerste gaan hulle nou begin en sê, okay, wanneer ons naby Laila is, dan moet ons nie vloek nie. Maar wanneer ons weg is van Laila af, kan ons praat soos ons wil, ons kan vloek soos ons wil. Dis okay, maar wie is die heeltyd by hulle? Oh ja. God. Ja. God is die heeltyd daar. Hy sien alles, hy hoor alles, hy weet alles. Ja. Maar daaroor is hulle nie geplan nie. Ja, en oupa praat eintlik direk met my hoor. Ek as 'n leier, deel van skool, is geneig om te sê, hoorie, wow, jy weet taal gebruik. Maar ek verstaan ook die konsep wat oupa hier gebruik uit hoogmoedigheid uit. Ja. So nee, maar oupa praat direk en dit is belangrik want Jesus is altyd by ons. Hy sien alles. Jy kan nie wegtrek van die Here af nie. So ja, dis baie belangrik. Ja. Moenie, maar ek sê ook nie, moet nie. Ja. Maar is hoe jy dit vir hulle sê. Ja. Jy weet, soos in jou geval, wat ek weet, wat die kinders by die skool. Ja. Nommer 1, jy het 'n skoolbeeld wat jy wil uitsit. Dit is nie net, dit is 'n Christelike skool. Ja. So jy kan nie 'n Christelike skool hê, wanneer die kinders rondloop en vloek en te kere gaan, want as hulle so op die skool, in die skool, op die gange daar in die skool so vloek, Ja. wat doen hulle daar buite, in die dorp? Ja. En jy dra jou skool op as 'n Christelike skool. Ja. So, deel van daai leer is moet, okay, wanneer ek in die publiek is, moet ek myself gedra. Ja. Al is dit onder teenwoordig nou iets, daarom moet ek goed myself goed gedra. Ja. Dit is wat mense leer, want as jy altyd net kan doen wat jy wil, gaan niemand ooit iets goeds doen nie. Ja. Okay, ek verteenwoordig dit, daarom moet ek so reageer, of so myself so gedra. Ja. So, dit is ook goed om op die skoolgronde, wanneer hulle so vir hulle te sê, hoorie, julle taal. Ja. Ja, daar is 'n perke, maar moet dit nie uit hoogmoed uit doen. Ja. Maar ek glo definitief daar kom 'n revival in my generasie ook. Ek sien soveel kinders, selfs oorseas ook, tans wat draai na die Here toe en ek glo dat dit hier ook in Suid-Afrika gaan gebeur. Want soveel mense weet net van Jesus, maar hulle ken hom nie. Ja, absoluut. Soveel mense sê ek is 'n kind van die Here, ek is 'n Christen. Daai vanaf van hoorie, gaan jy kerk toe? Oh, yes, ek gaan elke Sondag kerk. Dit gaan jou nie in die hemel kry nie. Dit is baie belangrik om kerk te gaan, maar moenie net kerk toe gaan en dan die res van die week, jy weet net maak wat jy wil nie. En by the way, verskoon die honde, ons is baie lief vir diere. So, maar ja, en dan ek het nou my laaste vraag aan oupa oor aanbidding nou is hoe kan aanbidding ons leefstyl verander buite kerk nou? Om lewe
te verander en in ware aanbidding te lewe. Wat dit doen vir jou in jou lewe is, dit verander jou waardes. Dit verander jou etiket waarmee jy werk, hoe jy dinge hanteer. Wanneer 'n ding verkeerd is en hulle probeer jou intrek daarby, erken jy dadelik die verkeerd daarin en sal jy nie deel raak daarvan nie. So meer en meer begin jy dit wat Jesus sê, wees heilig want ek is heilig. Wat maar net beteken wees eenkant gestel sodat ander jou kan sien as 'n voorbeeld. Soos wanneer jy deur moeilike tye gaan, hoe is dit moontlik dat jy deur daai situasie kan gaan en jy kan dit hanteer? Ek val uit mekaar uit daardeur, maar jy lyk reg, lyk of dit jou nie raak nie. Hulle gaan wil hê wat jy het. Hulle gaan wil hê wat jy het. En soos jy as daai voorbeeld begin lewe, so jou hele waardestruktuur gaan verander deur as jy die heeltyd aan aanbidding voor God lewe. En aan aanbidding bedoel ek nie, jy lag nie, jy huil nie, jou hele lewe is tot aanbidding van God. Aanbidding is asemhaal. Ek kan sê, wanneer jy Sondag kerk toe gaan, dan haal jy asem in. Daai wat jy kry, die praise and worship, die boodskap wat jy kry, die lering wat jy kry, die input wat jy kry, dis asem inhaal. So, jy neem dit in, en nou gaan jy in die week in, en jy haal asem uit. Die kalm gemoed, die praise and worship, die liefde wat jy ontvang het in daai praise and worship gedeelte, deel jy uit, die kalmte, wanneer 'n situasie baie gevoelig raak, om kalm te bly daarin. En dit is definitief nie maklik nie, definitief nie. Dis hoekom jy moet jouself beheer. Dis hoekom, en dan maak, guys, ek sukkel verskriklik daarmee. As dit in 'n situasie is dit baie moeilik vir my om kalm te bly. Want ek het ongelukkig het ek hier meer aan my, maar dit kom regtig op dat punt, soos my oupa sê, selfbeheersing. En as jy so gevoed word, gaan dit maak eintlik dinge makliker dan. Ja, definitief. Jy moet weet, toe ek ongered was my nickname by die suikermeele die gorilla mannetjie gewees. Omdat ek so bombasties en humerig was. En die Here het dit heeltemal van my weggeneem. Want hy verander ons regtig totaal en al, van binne af tot reg buite deur. Ja, en moenie verwag dat jy gaan, en selfs wanneer jy iemand tot redding bring, moenie verwag dat daai persoon binne 'n week die Bybel vir jou gaan quoteer. Dit is, ek sal, wat's dit, amper 30 jaar op die pad. En ek leer nog steeds elke dag. Dis nie 'n kursusie wat jy gou bywoon nie. Dis 'n lewenspad wat jy stap. Daarom, nie soos op sê, ons het mos vroeër oor gepraat, bly leerbaar. En regtig ek moet dit net weer terug opbring. Maar oupa se testimonie van waar die Here oupa van gebring het tot nou toe, en julle, dit is regtig wat 'n voorreg om deur al hierdie dinge te gaan vir Jesus. Want
soveel dinge, jy weet, die lewe draai mense om en gooi ons onder die grondpad en 'n pottel in of iets soos. Maar eintlik wat 'n voorreg om dit saam met die Here self te kan aanpak. Jy weet, hy het gesterf vir ons en weer opgestaan sodat ons kan lewe vir hom. En wow, oupa, ek wil net sê, baie dankie vir die voorreg dat ons hier kan gesels saam met oupa en dat oupa hierdie vrae beantwoord het vir ons. Dit is regtig 'n groot voorreg en ek het verskriklik baie geleer vandag. So wat 'n voorreg om oupa op hierdie podcast te kan hê. Was 'n plesier geweest. Ek wil net sê vir almal vir die wat kyk, onthou daar is niks in jou lewe wat jy gedoen het wat God nie kan vergewe nie. As jy dink nee, ek is te ver weg van God af, God is net een tree weg van jou af. Dit is draai jou om en gaan op jou knieë en vra vergifnis. Dit is hoe ver God van jou af is. Ek bid dat elkeen, dat jy sal weet dat die ervarings, die swaar kry, die onregverdige dinge wat met jou in jou lewe gebeur het, dat jy dit kan sien en daaruit kan leer. Nommer 1, hoe om nie te wees nie, en nommer 2, hoe om ander daardeur te help. Want sonder swaar kry, leer jy niks. En weet net dat God is altyd daar by julle. Baie dankie, oupa. Maar totsiens julle tot volgende keer. En baie dankie dat jy tyd gevat het om hierna te luister en ek hoop dit voed julle soos hoe dit ons gevoed het vandag. So geniet die dag saam met